Dit moes baie spannend gewees het in die hemel, voordat Jesus gekruisig geword het, en dat Jesus die pad moes loop, en die vraag in die hemel gevra word, gaan hy dit maak? Dit was nie 'n uitgemaakte saak nie. Jesus het in sy gebed in Getsemane vir die Vader gevra, as dit enigstens moontlik is, dat hierdie beker aan my verbygaan. En ek dink op die oomblik dat Jesus so gemartel is en verneder is, dat die hemel hulle asem opgehou het, as hulle asem gehaal het. En gedink het, gaan dit gebeur? Gaan hy dit kan maak? Dis hoekom ek glo dat die Vader sy gesig van Jesus moes afdraai, dat hy het nie kon bevat nie. Is hy reg om die oorwinning te behaal? En nie eers vir homself nie, dis eintlik nog die ergste. Jesus was sonder sonde, hy was volmaak, en hy het dit gedoen, hy het deur die hele proses gegaan van vernedering, van verskriklike marteling, en uiteindelik die dood. Verander, vir ons. Anders sou ons verlore gegaan het. Is he worthy? As hy iemand werd is, om die seels te verbreek en die boek op te maak, dan is dit Jesus. En Jesus alleen. En dan wonder mense, hoe kan jy vir Jesus dankie sê, vir dit wat hy gedoen het? Ek wil met julle lees, jy hoef nog nie te bly nie. Uit Johannes hoofstuk 8, jy kan 'n bietjie teruggaan nog, want die versie kom later. Daar sê. Ek hoop nie ons kan weer lied nie. Okay. Ek wil die hele stukkie vir julle lees. Ons gaan in elk geval die stukkie behandel. Maar dit gaan oor die owerspelige vrou. En ek lees nog uit die ou vertaling, daar staan in Johannes 8 vanaf vers 1 staan, maar Jesus het na die Olyfberg gegaan. Hy was in Jerusalem. As jy kyk na Matteus tot en met Lukas, dan beskryf die evangelies grotendeels Jesus se verblyf in Kapernaum, wat hy daar alles gedoen het, al die wonderwerke daar rondom Kapernaum. Johannes fokus baie op wat Jesus gedoen het in Jerusalem. En hier sê hy weer, hy was in Jerusalem en dan sê hy, maar Jesus het na die Olyfberg gegaan en vroeg in die môre het hy weer na die tempel gegaan en al die mense het na hom gekom. En hy het gaan sit en hulle geleer. Dit was wat Jesus gewoond was om te doen. Jesus was gewoond om na die tempel toe te gaan en mense te leer. Weet jy wat my tref in hierdie? Is dat Jesus was nie 'n fariseer of 'n skrifgeleerde nie, maar hy het skrif geken. Selfs as 'n 12-jarige seun was hy al in die tempel, wat sy ouers om agtergelaat het. Dit is ook nogal 'n wonderwerk. Maar en dat hy juist die skrifgeleerdes en die fariseërs daar gesit en leer het, dat hulle verwonder het oor sy kennis, as 'n 12-jarige seentjie. So Jesus het die woord gebring, en ons lees in Markus dat mense verbaas was oor die manier waarop hy die woord gebring het. Met krag en met gesag. Vroeg in die môre het hy die tempel ingegaan en die mense het na hom gekom in die tempel. Hy het gaan sit en hulle geleer, soos hy gewoond was om te doen. En die skrifgeleerdes en die fariseërs, daar het julle weer, hulle is altyd daar, stel altyd belang in dit wat Jesus doen, nie om van hom te leer nie, maar om te kyk of hulle fout kan vind in hom. Skrifgeleerdes en fariseërs het 'n vrou wat in egbreuk betrap is, na hom toe gebring. En hulle het haar tussen hulle in laat staan, tussen die manne, en hulle sê vir hom, meester, hierdie vrou is op 'n daad van egbreuk betrap. Moses het ons in die wet bevel gegee om sulke vroue te stenig, maar u, wat sê u? En dit het hulle gesê om hom te versoek. Heilig baie erg. Staan hier in die Bybel dat hulle dit gesê het om hom te versoek, nie om die vrou te wil stenig nie. Hulle het gesê om Jesus te wil versoek. Dit het daaroor gegaan. En hulle het dit gesê om hom te versoek, sodat hulle iets kon hê om hom te beskuldig, maar Jesus het neergebuk en met die vinger op die grond geskrywe. Maar toe hulle aanhou om hom te vra, het hy hom opgerig en vir hulle gesê, laat die een van julle wat sonder sonde is, die eerste klip, 'n klip na haar gooi, of op haar gooi. En weer het hy neergebuk en op die grond geskrywe. En toe hulle dit hoor, het hulle, deur hulle gewete bestraf, een vir een weggegaan, van die oudste af tot die laaste toe, en Jesus het alleen agtergebly en die vrou wat daar tussen hulle ingestaan het. En toe Jesus hom oprig en niemand sien behalwe die vrou nie, sê hy vir haar, vrou, waar is daar die beskuldigers van jou? Het niemand jou veroordeel nie?
En sy antwoord, niemand nie, Here. En Jesus sê vir haar, ek veroordeel jou ook nie. Gaan heen en sondig nie meer nie. Dit is 'n baie treffende 'n geskiedenis, 'n stukkie woord wat ons hier vind in Johannes. Hierdie geskiedenis met die owerspelige vrou waar baie oor te sê is. Maar kom ons vra 'n seën oor die woord. Vader, ons dankie vir die woord. Ons is so bevoorreg om in 'n tyd vandag te lewe waarin ons u woord kan lees, u woord kan bestudeer, om meer en meer van u te leer en dieper in te gaan op wie u werklik is vir ons en wie ons mag wees in u. Wil jy hierdie woord van vanmôre seën, ook hulle wat die video gaan bekyk, wil jy hulle seën deur hierdie woord in Jesus se naam. Amen. Ja, so daar het jy dit. Ons lees in Lukas 21, ek het nie die versie op die 21 vers 37 tot 38, dat Jesus snags op die Olyfberg is in Jerusalem. Hy het nie tuis gegaan by 'n gastehuis iewers in Forriesmith nie. Hy het op die Olyfberg gegaan in die nag. En dan lees ons dat hy in die nag met sy Vader op die Olyfberg gepraat het. Hy het gebid in die nag. Jy wonder wanneer het Jesus geslaap. En oordag sê hierdie hoofstuk van Lukas 21 dat hy onderrig gegee het in die tempel. Soos nou hier, dat Jesus onderrig gaan gee het in die tempel. En soos ek gesê het, as dit gaan oor Johannes, was hy veral in sy evangelie en ook in sy briewe, maar ook in Openbaring, is hy veral besig om Jesus te openbaar as die seun van die lewende God. En dat Jesus ook God was. Dit is wat Johannes veral wil beskryf, omdat hy waarskynlik agtergekom het van mense verstaan nog nie werklik die liefde en die groot genade van God nie. En dis hoekom hy dit beskryf het en hierdie dinge beskryf het wat hierdie lees ons nie in die ander evangelies nie, maar Johannes beskryf dit spesifiek omdat hy die genade en die liefde van God aan mense wil openbaar. Hy wil hê dat mense moet weet dat die boodskap wat Jesus verkondig het was 'n boodskap van God se liefde en God se genade en dat daar hoop is, dat jy gered kan word en hemel toe kan gaan. Meer as enigiemand anders het Johannes daarop gefokus. So hy was besig met, in sy onderrig ook, was hy besig met die liefde en die genade van God. En ons het gelees, die Fariseërs en die Sadduseërs en die skrifgeleerders en almal was daar. Nou moet jy ook verstaan, dat daar baie mense was in die tyd wat hulle as Messias wou openbaar. Israel het gelei onder die druk van die Romeine en Israel het net soos miskien in die tyd van Egipte, miskien bietjie minder as in die tyd van Egipte, maar het hulle ook gesnak na verlossing onder die juk van die Romeine. En hulle het al die profesieë, as jy dit lees, het hulle verklaar na 'n Messias wat sou kom, wat hulle onder die Romeinse druk sou verlos. So, die feit dat Jesus dit nie gedoen het nie, en dat Jesus nie 'n Messias was, wat daaroor gepraat het nie, en mense om hom versamel het, 'n hele leer versamel het, om Israel te verlos onder die juk van die Romeine, dit was vir die skrifgeleerdes baie duidelik, dat Jesus nie die Messias kon wees nie. Daar was mense wat in die tyd beweer het, dat hulle die Messias was. Dit was ouens wat opgestaan het, en gehoop het, dat mense hulle sou volg, en mense in hulle sal glo dat hulle Israel sou verlos onder die Romeinse druk. Maar Jesus was die ware Messias. En dis tragies, ons lees in Johannes 1 dat sy eie mense hom nie geken het nie. Sy eie volk het hom nie aangeneem nie. Hier is die Messias onder hulle. En het hom nie herken nie. Hulle sit daar, die skrifgeleerdes, die Fariseërs sit daar met kritiek en vra oor wie is hierdie man wat homself nou wil profileer as die Messias. Hy kan nie die Messias wees nie. Dis hoekom hulle daar was. Nie omdat hulle belang gestel het in Jesus nie, hulle het krities gesit en luister na iets wat hy verkeerd sou sê, sodat hulle hom daarop kom betrap. Dit was nie net hier nie, hulle het dit gereeld gedoen. Ons lees dit in die Bybel dat hulle dit gedoen het. En terwyl Jesus daar gesit het en die mense geleer het, gebeur daar iets verskrikliks. Jy kan hom opsit, Johannes 8 vers 3 tot en met 6.
daar lees ons dat die skrifgeleerdes en die fariseërs, weet jy, dit is skokwekkend, want hierdie mense was, sê maar die leiers van die volk. Die volk, die Jode, het opgesien na die skrifgeleerdes veral, wat voltyds besig was om die geskrifte en die wet te bestudeer. So dit is die mense wat hulle moes onderrig oor die Messias en oor die woord. Hulle het 'n vrou wat in egbreek betrap was na hom gebring. En toe hulle haar tussen hulle laat staan het, dan wonder die mense, hoe het hierdie vrou daar gestaan? Want sy is op heterdaad betrap. Sy is betrap. Miskien het sy net 'n laken oor haar gehad, want hulle het haar betrap en haar onmiddellik na die tempel toe gesleep. En daar staan sy tussen hierdie manne. Verneder. En hulle sê vir hom, meester, hierdie vrou is op 'n daad van egbreek betrap en Moses het ons in die wet bevel gegee om sulke vroue te stenig. Maar nou gaan die spotlight van die vrou gaan na Jesus toe. Maar u, wat sê u? Die wet sê, ons moet haar stenig. En as u dan die Messias is, wat sê u dan? U weet mos hoe dit staan in die wet. Wat sê u? En dit het hulle gesê staan daar, en dit is vir my baie erg. Hulle het dit nie gesê omdat hulle die vrou regtig wou stenig nie, maar hulle het gedink, ons het Jesus nou in 'n hoek. Wat gaan hy sê? Hulle het gedoen om hom te versoek, sodat hulle iets kon hê om hom te beskuldig staan daar. En soos ek al gesê het, was dit nie die eerste keer wat hulle dit gedoen het nie. Hulle was die heeltyd besig om te kyk of Jesus betrap kon word op 'n fout wat hy kan maak, sodat hulle kon bewys aan die volk, bewys dat hy nie die Messias is nie. Hulle het dikwels probeer sy teenstanders om hom vas te trek, soos byvoorbeeld in Markus 3 vers 2 en Markus 10 vers 2, daar staan, en hulle het hom, dis in Markus, en hulle het hom in die oog gehou, dopgehou, of hy hom nie op die Sabbat gesond sou maak, sodat hulle hom kon aankla nie. Jesus het, staan in Johannes, het hy iemand genees op Sabbat, maar hulle hou hom dop, as hulle hom net kan betrap, dat hy iets doen wat nie mag nie, en volgens hulle mag jy nie genees op die Sabbat nie. Toe kom die fariseërs, dis hoofstuk 10 vers 2, toe kom die fariseërs na hom, en om hom te versoek, dis elke keer om hom te versoek, stel hulle hom die vraag, of dit 'n man geoorloof is, of as 'n vrou te skei. Daar's verskillende, ek het nou net 2 opgeskryf, maar daar's verskillende gedeeltes, daar was ook 'n vraag van, wat is die groot gebod? En eintlik mag ons bly wees dat hulle hierdie vraag gevra het, want daarom staan dit nou in die Bybel. As hulle nie die vraag gevra het nie, sou Jesus nie die antwoord gegee het nie. En Jesus het elke keer die antwoord gegee, en hulle het dit nooit reg gekry om hom te betrap op valsheid nie. En in hierdie voorval met die vrou, wat op oorspel betrap is, was waarskynlik 'n baie goeie vooraf beplande en goed voorbereide plan gewees. Hoe kan 'n mens iemand op daardie stadium, presies net op daardie stadium dat Jesus in die tempel besig om te leer, dan iemand op heterdaad te betrap om haar te beskuldig? Dit was bedoel as 'n stryk. Ons kry hom vas, ons kry hom in die hoek. Bedoel as 'n stryk om die owerhede en die Jode teen Jesus te keer, soos hulle elke keer wou doen. En hulle het 'n voorval uitgedink en geglo dat met hierdie saak, as hulle hierdie vrou daar bring, dan keer hulle hom vas en kan hy homself nie uitred nie. Want as ons nou net dink aan hierdie situasie, dit was eintlik 'n baie slim plan van hulle. Baie slim plan. Want Jesus kon nie sommer net sê, stenig haar nie. As Jesus sou gesê het, dat die vrou gestenig moes word, dan sou hy in stryd wees met sy eie oortuiging om genade te betoon. En liefde te betoon aan gebrokenes en aan sondaars. Dat is het oordeel. Maar hy kon dit ook nie sommer so doen nie, want dit sou hom in die moeilikheid ook bring by die Romeine. Jy kan nie sommer net iemand gaan stenig daar op die straat nie. As hy die doodstraf daar sou uitvoer, sou dit sonder die
Romeinse goedkeuring gewees het, dan was hy met die Romeine in die moeilikheid. So jy kan nie sommer net sê stenig gaan nie. En hulle het dit geweet. Hulle het geweet van, hy kan nie nou sommer net stenig nie, maar die wet sê dit. As Jesus aan die ander kant sou gesê het dat sy nie gestenig moes word nie, sou hy deur die skrifgeleerdes en fariseërs beskuldig word dat hy ongehoorsaam is aan die wet en dat hy hom nie hou aan die sosiale orde van die Jode nie. So aan twee kante het hulle hom vas. As hy sê sy moenie gestenig word nie, dan sê hulle maar ja, maar jy oortree die wet. As hy sê ja, maar sy moet gestenig word, dan is hy in die moeilikheid met die Romeine en met sy eie oortuiging van genade. Dit was baie duidelik dat hierdie saak goed voorberei was en hulle ernstig geprobeer het om hom vas te trek en om in verleentheid te bring. Maar daar is nogal 'n paar oortuigende probleme met hierdie saak wat hulle hier op die tafel gesit het. Hulle beweer, soos ek sê, dat hierdie vrou op heterdaad betrap is, maar 'n mens vang nie sommer iemand op heterdaad nie, soos ek dit net gesê het. Hulle wou dit net doen om Jesus te konfronteer. Dit was nie sommer net 'n onskuldige vraag van wat sê u? Dit was nie sommer net so van dit kom nou op en nou vra ons hom nie. Hierdie ding was beplan. Hulle het net die vrou gebring. Waar was die man? Dis 'n vraag wat baie kere gevra word, maar dis 'n vraag wat in die Bybel staan. Die volgende versie uit Levitikus 20 vers 10 sê dit vir ons. Daar sien jy dit in die wet. Dis waar hulle na verwys. Die wet sê, as iemand oorspel doen met 'n man se vrou, oorspel doen met sy naaste se vrou, moet hy en sy wat oorspel doen, sekerlik gedood word. Die man en die vrou. En dis hoekom ons aanneem dat dit 'n setup was. Want die man was nie daar nie. Daar word nie verwys na die man nie. Maar net die vrou. Terwyl die wet sê, hulle albei moet gedood word. Dood vir oorspel was in die praktyk ook maar baie min voltrek in die Ou Testament. Dit was nie meer gebruiklik nie, en seker in Jesus se tyd was dit nie meer iets wat gedoen geword het nie. So dit wil nie sê dat hulle haar werklik wou stenig nie. Ek glo nie dat hulle werklik die wet wou uitoefen nie, want dit was nie meer aan die orde van die dag nie. Hulle het dit gedoen om Jesus te versoek. Jesus in 'n hoek te kry. En Jesus het nie onmiddellik geantwoord nie. Jesus sê die woord, het neergebuk en hy het met sy vinger in die sand geskryf. Niemand weet wat hy geskryf het nie. Maar Jesus het daar nie 'n antwoord gegee nie. En hulle het gedink, ons het hom vas. Hy weet nie wat om te sê nie. Hy weet nie wat om te antwoord nie. Ons het hom. En hulle hou aan op 'n reaksie en nadat hulle aangehou het, staan Jesus op. En hy sê net een sinnetjie. Julle weet wat dit is. Treffend. Net een ou sinnetjie wat hy sê. Maar wat 'n kragtige antwoord in daai een sinnetjie. En dit is presies hoe Jesus is. Jy kan hom sê, Johannes 8 vers 7. Maar toe hulle het aangehou om hulle gedink, Jesus is nou in verleentheid, ons het nou vas. So hulle hou aan om hom te vra, en toe het hy opgerig en vir hulle gesê, laat die een van julle, wat sonder sonde is, die eerste klip op haar gooi. Nou, dit klink nie na baie wat Jesus sê nie, ek bedoel, gooi julle self met die stene, maar in hierdie sinnetjie sê Jesus baie, soos wat Jesus eintlik normaal doen. As Jesus iets sê, dan kan jy omtrent 3-4 preke van maak, net van die een sinnetjie wat hy gee. Ongelooflik wat hy in hierdie een sinnetjie sê. Laat die een wat sonder sonde is, die eerste klip na gooi. En dit was al wat hy gesê het, toe buik hy weer neer en hy skryf weer verder op die grond. Daar's baie spekulasies oor wat Jesus daar geskryf het. As mense wat meen dat hy die wet daar neergeskryf het, 10 gebooie, omdat hy 2 keer opgestaan en weer gebuk en geskryf het, maar ek dink as dit so belangrik is, dan sou dit in die Bybel gestaan het wat Jesus daar geskryf het. So ek het so my eie teorie, hoekom hy gebuk en begin skryf het. Maar met hierdie antwoord, soos ek sê, het hy 'n paar dinge aangespreek. Daar's 4 dinge. Ten eerste het hy dit eintlik onmoontlik gemaak dat hulle haar moes stenig, want die man was nie daar nie. So hy het haar behoed van 'n moontlike steniging.
Maar hy het in daardie sinnetjie wat hy ook gesê het, hy die wet van Moses gehandhaaf, omdat hy gesê het van die man en die vrou moet geseënig word. Julle voldoen nie aan die volledige wet nie. Die tweede wat hy gesê het, en dit kom terug in hierdie, is dat dit vereis ook, het ons gelees in Deuteronomium, in Levitikus, dit vereis ook dat die beskuldigers self die steniging moes uitoefen, moes uitvoer. Hulle moes die klippe gooi. En die laaste is, dit het hulle gewys op hulle eie sondes en hulle eie tekortkomings. So in hierdie antwoord is daar 'n spesifieke aantal dinge wat hy gesê het vir hierdie ouens, waardeur hy nie die wet oortree nie en hulle haar nie kan stenig nie. Maar daar staan sy. Vrou verneder, soos ek sê, waarskynlik net met 'n laken om haar, heterdaad betrap. Sy voel veroordeel, sy voel skaam. Sy het geweet sy het 'n fout gemaak. Op die een of ander manier is sy in 'n val gelok om vir hulle om 'n kans te kry om Jesus uit te daag en hom in verleentheid te bring, maar eintlik het hulle haar op 'n groter manier in verleentheid gebring. En ook, jy stel Jesus nie sommer net vinnig in 'n verleentheid nie. Jesus is nie vinnig in verleentheid nie. Maar sien nou hoe hierdie vrou daar staan tussen al hierdie manne. So verneder. Dit kan mense dan ongelooflik hard wees teenoor mekaar. Gevoelloos. En dis juist mense wat die liefde van God sou moet openbaar. Wat God sou moet ken. Wat hierdie vrou so verneder. Voor almal. Tussen al hierdie manne wat haar aankla en beweer dat hulle haar wil stenig. Hulle het haar verskriklik verneder en om haar so in die middelpunt van as onderwerp te plaas, maar die spotlight was nou op Jesus. Om te oordeel of sy gestenig moet word of nie. En almal wag nou op sy antwoord. Niemand gee om vir hierdie vrou wat gesondig het nie. Sy was skuldig, hulle het haar veroordeel. Jy mag dankbaar wees en bly wees dat ons jou nie gaan stenig nie. Dis daai gevoel, daai vrou was veroordeel deur al daardie mense. Almal het haar veroordeel en skuldig bevind. Maar dit gaan nie oor haar nie. Dit gaan oor Jesus. Sy doen nie meer te sake nie. Maak nie saak hoe sleg sy is nie. Dit gaan nou oor Jesus en nie meer oor haar nie. Daar's geen gevoel van simpatie, van jammer kry vir hierdie vrou nie. Vrou is die onderwerp nie, sy is skuldig, sy het gesondig, so sy is fout. Ons moet haar eintlik stenig, sy kan dankbaar wees dat ons haar nie stenig nie. Niemand het enige simpatie vir die vrou nie. Niemand nie. Behalwe Jesus. Hy het haar gesien. En hy het besef hoe sy moes voel. Hy het haar vernedering, hy het haar veroordeling deur al die manne en haar geweldige groot angs gesien. En ek dink soms as ons in sy oë op daardie oomblik kon kyk, dat ons trane in sy oë sou gesien het, want Jesus is soos die Vader, die God van liefde. Hy het haar nie veroordeel nie. Hy sien 'n mens. Hy sien wat mense aan mekaar doen, en ek glo dis die rede hoekom hy neer moes buk en skryf, omdat hy 'n knop in sy keel gehad het en trane oor sy wange geloop het, as gevolg van wat hulle haar aangedoen het. Dis my Jesus. Dis hoe hy oor mense voel. Dis hoe hy vir jou voel en vir my voel. Hy is 'n God van liefde, en hy gee om as ons swaar kry. Hy gee om as ons verneder word, of as ons in so 'n posisie is. In sy oë was simpatie oor alles vir hierdie vrou. Want dit is die Jesus, soos ek sê, wat ek dien. Jesus se reaksie hou sowel die gesindheid van geregtigheid, van reg, maar ook van barmhartigheid vas. Hy het nie teen die wet gepraat om te sê dat sy nie gestenig moes word nie, maar hy het ook nie gesê dat sy gestenig moes word nie. In plaas daarvan het hy die oordeel wat op die vrou was, teruggedraai met hierdie antwoord, teruggedraai op hulle wat haar beskuldig het.
As julle sonde sonde is, wie is sonder sonde? Gooi die eerste klip. Hy bring die skuld terug na die mense wat haar beskuldig het. En is die beskuldigers gedwing om na hulle self te kyk, na hulle eie skuld en die oortreding van dieselfde wet. En ek meen, hulle het nie antwoord gehad nie. Op hierdie antwoord van Jesus kon hulle niks sê nie. Hy het hulle stil gemaak op daardie oomblik. En hulle gaan so een vir een, gaan hulle weg. Nee, moenie na my kyk nie. So een vir een druip hulle af. Dat almal weggebly en Jesus bly oor alleen met hierdie vrou. Dis treffend. Die vrou kon nou weggeloop het. Die vrou kon self ook omgedraai het. Sy sou nie gestenig word nie. Maar sy bly agter saam met Jesus. Met Jesus. Die een sonder sonde. Die een wat as enige geregtig sou gewees het om 'n klip te gooi. Dis Jesus. Maar hy sou dit nie in sy kop kry om iemand te wil stenig nie. Jesus het weer gaan staan, sê die woord, en hy kyk toe na haar, jy kan hom blaai. Johannes 8 vers 10. Waar is die beskuldigers nou, vra hy? Jesus het hom opgerig en niemand sien behalwe die vrou nie, sê hy vir haar. Vrou, waar is al die beskuldigers van jou? Het niemand jou veroordeel nie? Vra nie, het niemand jou gestenig nie? Maar nou is die oordeel weg skielik. Niemand jou veroordeel nie. En weet jy, ek wonder wat ons as kerkleiers vir haar nou sou gesê het. Wat sou ek gesê het as ek nou daar alleen sou staan met haar, of wie ook al. Jy weet, ons as mens wil nou graag, ek wil amper sê ons eise stel, wat sy moet doen, om vergifnis te kry. Jy weet, het niemand jou veroordeel nie. Jy kon haar vermaan oor hoe verkeerd sy was. Kyk, hierdie ding wat jy nou gedoen het is sonde. Dit sou, dink ek, in my opgekom het om het vir haar te sê. Hierdie is verkeerd wat jy doen. Jy moet dit nie doen nie. Maar daar was nie eers van Jesus se kant 'n sondaarsgebed nie. Dis treffend. As ons iemand tot bekering lei, dan bid ons 'n sondaarsgebed. Jesus het nie eens met haar gebid nie. Hy het nie eens vir haar gesê dat sy gedoop moes word om haar sondes af te was nie. Moet ek ook sê, die doop is later ingestel. Maar hy het nie vir haar gesê sy moet gedoop word nie. Hy het haar nie beveel om aan te sluit by een of ander kerk en deur 'n proses te moet gaan om lid te word van die kerk nie. Hy het haar nie oorlaai met allerlei protokolle en tradisionele reëls nie. Niks nie. Terwyl die vrou oorgelewer was nou aan sy barmhartigheid. Hy kon enigiets van haar vra of vir haar sê. Partykeer voel dit vir my dat ons die evangelie so moeilik gemaak het deur soveel reëls daaraan te koppel en te sê wat ons almal moet doen voordat jy tot bekering kan kom. Of selfs lid kan word van 'n kerk. 'n Gemeente sou haar nie moet laat lei deur tradisies, protokolle en reëls nie. Dit is ook nie wat Jesus bedoel het toe hy vir sy disippels gesê het dat hulle moes uitgaan en alle volke tot sy disippels moes maak nie, en hulle te doop in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en om hulle te leer alles wat hy onderhou en hulle beveel het nie. Hierdie woorde wat Jesus daar uitgespreek het in Matteus 28 vers 19, die perikoop sê, dis die sendingsbevel, maar ons moet verstaan uit watter posisie Jesus dit gesê het. Hy het net opgestaan uit die dood. Hy het die dood oorwin. Nou kan mense gered word. Nou kan ons dit vir almal vertel. Almal kan gered word van die ewige dood en almal kan vir ewig lewe. So in sy entoesiasme het Jesus sê, gaan nou en vertel dit vir almal. Almal kan nou gered word. Nie as 'n bevel van sorg dat jy mense bekeer nie, maar uit 'n entoesiasme van ouens besef dat daar's nou genade. Ons leef nou in 'n ander tyd. Daar's nie meer oordeel nie. Daar's genade. Ons kan gered word van die ewige dood. Dis hoekom Jesus dit vir sy disippels gesê het. Nou kon almal gered word. 'n Kerk sou haar deur
net een ding moet laat lei. En dis liefde vir mekaar. Omgee, sorg vir mekaar. Soos Jesus lief gehad het. Ek glo in 'n kerk wat smag na eenheid, waarvan die lede gekenmerk word dat mense lief is vir die Here en vir mekaar, en met respek en liefde mekaar behandel. Maar ook die buitekant van die kerk, mense vriendelik en respekvol optree teenoor ander mense, wat deur die kerk van Christus op 'n waardige manier verteenwoordig word. Het niemand jou veroordeel nie? Vra Jesus vir haar, en sy antwoord, niemand nie, Here. Niemand nie, Here. En dan sê Jesus vir haar, en dis nogal treffend, ek veroordeel jou ook nie. Ek het bewus tot daar so gelaas. Ek veroordeel jou ook nie. En sien jy dat daar agter hierdie woorde van Jesus, ek veroordeel jou ook nie, 'n punt staan. Baie mense sit daar 'n komma, want sê hulle, daar kom nog iets. Dis nie al wat Jesus gesê het nie. Maar ek wil die nadruk lê op hierdie woorde van Jesus, ek veroordeel jou ook nie. Punt. Nie komma nie. Punt. En dit is treffend, dat Jesus haar nie veroordeel nie, want onthou, sy is op heterdaad betrap, sy het gesondig. As ek en jy sondig, dan weet mense nie daarvan nie. Maar hier is hierdie vrou. Haar sonde was bekend. En Jesus sê vir haar, terwyl haar sondes bekend was, en sy so skuldig was, en sy waarskynlik ook skuldig gevoel het, sê Jesus vir haar, ek veroordeel jou ook nie. Punt. En ja, daar kom dan weer ook 'n nuwe sin, maar dit kanselleer nie hierdie belangrike sin nie. Hy spreek haar aan in baie duidelike taal, ek veroordeel jou ook nie. En weet jy, die genade van die Here Jesus is, as hy haar nie veroordeel nie, terwyl sy skuldig daar gestaan het, op heterdaad betrap, dan is dit wonderlik om te weet dat Jesus dit ook vir jou en vir my sê, ek veroordeel jou ook nie. Hoekom sal hy dit vir haar sê en nie vir jou nie? Jesus sê dit vir ons ook as mense, ek veroordeel jou ook nie. Wow. Ek veroordeel jou ook nie. En as hy haar nie veroordeel nie, dan veroordeel hy ons ook nie. Want die Bybel sê in 1 Johannes 2 vers 2, en dis baie treffend, hier is vir my baie sterk uitspraak, ook van Johannes, 1 Johannes 2 vers 2, Jesus is 'n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons sin nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Jesus het gesterf vir alle sondes. Alles wat gepleeg, sondes wat jy gedoen het, wat jy vandag doen, wat jy môre gaan doen, en nie net die van jou nie. Hy sê maar vir die hele wêreld. Hy sê ook nie net vir hulle wat hom aangeneem het nie. Hy sê Jesus het gesterf vir al ons sondes. Hy het die prys betaal. Hy het 'n versoening geword, sê hy. Versoening tussen wie? Tussen God die Vader en ons as mens. Het hy 'n versoening geword deur vir ons te sterf aan die kruis. Is he worthy? Oh yes, he is. Hy het 'n versoening geword. Nie net vir die van ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld, sê die Bybel. En Jesus is konsekwent. Hy sê nie op die een plek dat hy ons oordeel en op 'n ander plek praat hy van versoening en van liefde en genade nie. Dit is Jesus. En dan sê hy daar in vervolg, jy kan hom blaai, sê hy in vervolg, sê hy, gaan heen en sondig nie meer nie. Dis 'n sinnetjie nadat hy sê, ek oordeel jou ook nie, punt. Kom 'n nuwe sin, en sê hy, gaan heen en sondig nie meer nie. Nou baie mense, ek weet nie wat hulle daarvan dink nie, maar hulle fokus daarop. Hulle fokus nie op van ek oordeel jou of ek veroordeel jou ook nie. Hulle fokus op hierdie sin wat dan kom. Ja, sê hulle, maar Jesus sê, gaan heen en sondig nie meer nie. OK? En wat as ek weer sondig? Wat sê Jesus dan? Want daarna kom niks meer nie. Gaan ek hel toe? As ek dan weer gesondig het? Want hy sê sondig nie meer nie? Is ek dan verlore as ek dan gesondig het? Ek gaan eindig met my
privaat storie. Ek het 3 dogters in Holland. Al 3 is getroud. 2 van hulle het kinders, 1 is swanger, kry 'n kind, so ek is al oupa. Maar daar was 'n tyd dat hulle ook klein was. En hulle was nie almal so soet soos wat ek is nie. Nee, ek speel. Ons is almal stout, maar hulle ook. En daar was tye wat ek het 'n spesiale koekblikkie gehad wat vir my lekker was. Daar was spesiale koekies in waarvan ek gehou het as ek lus was vir 'n koekie of so iets. En ek kom eendag by die huis en van my werk en ek maak my blikkie oop en my koekblikkie is leeg. Nou jy weet natuurlik dat nie een van hulle dit gedoen het nie. Toe ek vra van wie het 'n koekie of wie het my koekies gesteel? Niemand nie. Maar ek het besef hulle al 3 het dit gedoen. Nou terwyl hulle weet hulle moes dit nie doen nie. Terwyl hulle weet dis my koekies. Julle het julle eie goed. Los my ou koekies nou uit. Dat hulle my koekies gesteel. My koekies geëet. Nou, kan jy dink dat ek terwyl hulle geweet het dat hulle dit nie moet doen nie, dat ek as 'n pa hulle sou gegryp het, buite die deur gegooi het. Kan ek nie nou meer doen nie, hulle is nou groter as ek, maar in daai tyd was hulle nog klein. Buite die deur gegooi, deur toegemaak het en gesê van gesoek vir julle eie ander pa. Ek is nie meer julle pa nie. Julle het my wet oortree, julle het vir my gesteel, julle het my benadeel, gaan soek vir julle ander huis om te bly en soek vir julle ander pa. Wie doen dit? Al soek hulle 'n ander pa, al sou dit gebeur, kom ek sê vir jou wat, al sou hulle opgeneem word in 'n ander huis, wat nie logies is nie, maar sê maar dit, dan bly dit nog steeds my kinders, waar hulle ook al is. Hoe het hulle my kinders geword? Deur bloed. My en my vrou se bloed in daai tyd het hulle my kinders geword. Ons het deur die bloed van Jesus, het ons kinders geword van die almagtige Vader. As ek as 'n aardse vader al nie so reageer teen my kinders nie, van gaan soek vir julle 'n ander vader, hoeveel te meer my volmaakte Vader in sy liefde, as ek sy kind geword het, en ek is stout, ek doen iets wat verkeerd is, skop hy my nie uit die deur uit nie, en sê vir my van, jy het nie geluister nie, ek het vir jou gesê, jy moet nie weer doen nie, jy het dit weer gedoen, nou soek jy maar vir jou 'n ander pa nie. Dit is nie my God nie. Wat Jesus hier vir haar sê is, moenie weer koekies steel nie. Die koekies is myne. Moet dit nie weer doen nie. Jesus het nie 'n gevolg daaraan gegee van, want as jy dit weer doen, staan nie daar nie. As hy dit weer sou gedoen het, hoor my woorde, dit is Alex teologie, ek weet dit want dit staan nie in die Bybel nie, maar as hy dit weer sou gedoen het, sou Jesus weer gesê het van, gaan heen en sondig nie weer nie, ek veroordeel jou nie. Want dit is die hart van my God en my Vader. Moet dit nie weer doen nie. Hy het hom nie vereenselwig met haar sondes nie, want hy kon die sondes nie goedkeur nie. Ek sal dit nie goedkeur, ag jy sou right, julle kan my koekies maar steel nie. Natuurlik het ek opgetree gesê van, moet dit nie weer doen nie. Dis my koekies. Jy los my blikkie, los jy uit. Dis wat Jesus vir haar gesê het. Hy kon homself nie vereenselwig met haar sondes nie. Hy keur die sondes af, maar daar's geen oordeel of straf verbind as hy dit weer sou doen nie. Beteken dit, en hiermee gaan ek eindig, dat ons dan maar kan sondig? Ons kan, want ons sondes is vergewe, so as al ons sondes vergewe is, kan ons maar aangaan met sondes, want ons bly dan tog sy kind? Die antwoord is nee. Moet ons sondes nie meer bely nie? Die antwoord is ja, jy moet. Sonde sorg vir afstand tussen jou en God. En dan dink jy van, alright, maar ek het so nou dan ook afstand van my pa gehad in die tyd. Maar afstand tussen jou en God beteken dat God jou nie meer kan sien nie. Jy staan weg van hom, jy het nou prooi geword van die vyand en jy het jou oorgegee aan die vyand en die vyand doen niks anders as om jou te wil vernietig en stikkend te maak en te verwoes nie. Dis wat staan in Johannes 10 vers 10. Dit is wat die vyand doen. Hy wil ons teen God beïnvloed. As jy val in sonde, gaan hy wil hê dat jy weer in sonde moet val en weer in sonde moet val, sodat die afstand tussen jou en God net groter en groter en groter word en jy nie geseën kan word deur God nie, maar beïnvloed word deur die duiwel. Beïnvloed word om selfs teen God in te gaan
teen sy wil en selfs die bediening te vernietig. As 'n kind besluit om sy pa net seer te maak en geen belangstelling meer te toon in 'n verhouding met hom nie, dan sal daar afstand kom tussen die kind en die ouer, maar die kind sal nog altyd sy kind bly. Jy bly nog altyd sy kind. En net soos met die voorbeeld van die verlore seun in Lukas 15, het die vader hom onmiddellik vergewe toe die verlore seun terugkom en die vader hom vergifnis gevra het. So 'n pragtige storie in Lukas 15. Daar lees ons dat toe die seun terugkeer, hy het berou gehad oor dit wat hy gedoen het met sy vader. Hy het berou gehad, hy kom terug na sy vader toe. Het die vader hom van ver af gesien en lees ons in vers 20 van hoofstuk 15 in Lukas, het hy hom tegemoet gehardloop, hom omhels, teen hom vasgedruk. Dit is 'n gelykenis, maar dis die God wat ek dien. Ons mag altyd terugkom. Jesus sê in sy woord, of Johannes sê dit in 1 Johannes 1 vers 9 en 10, dat as ons sondes bely, jy kan hom opsit. Sê dan? Ja. Hy sê as ons sê dat ons geen sonde het nie, dan mislei ons onsself. Ons lieg. Ons het almal sondes. As 'n lied van die Gaithers wat sê I'm just a sinner, saved by grace. Mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. As ons sondes bely, is hy altyd getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van ons ongeregtigheid te reinig. Die vyand sal vir jou sê, jy sondig so baie, jy's nie goed genoeg nie om 'n kind van die Here te wees nie. Jy's nie goed genoeg om in sy diens gebruik te word nie. Dis wat die vyand vir jou sal sê. Maar ons is almal mense, onvolmaak. Ons maak almal foute. En tog staan God elke keer met sy arms oop, wyd oop en wag vir ons om na hom toe te kom en te sê, Vader, ek het gesondig. Ek is jammer. En hy vergewe ons. Onmiddellik. Hy veroordeel ons nie.